Vrienden, goeiemôre. Ons is voorreg om saam met julle te wees. Julle as familie, en Marita, ek het gesê, oom Frank sou die diens gedoen het, hy self het ander verpligtinge, en toe sê ek, maar, julle sal het nou nie weet nie, maar toe ek by die huis kom, sê ek vir Rensje, of toe sy by die huis kom van die skool af, sê ek vir haar, oom Tenis is oorlede. Nou, die gemeente is bietjie groot, is nou nie so spofvader waar sy almal geken het nie. So nou moet ek vir my vrou probeer verduidelik wie is oom Tenis. En ek sê vir haar, wie wat? Die oom van die oom en tannie wat elke jaar vir my en vir jou 'n verjaarsdagkaartjie gee, is oorlede. Toe weet sy presies. So, dit is, ja, ons vier vandag in ons hartseer, vier ons fees. Dis die ironie van dit, dat kinders van die Here, as hulle te sterwe kom, vier hulle die lewe. En daarom is dit vir my so voorreg, om dit vanoggend saam met julle as familie te doen. Ons maak daar in die hoek 'n opnametjie ook, sodra ek hier klaar is, gaan ons hom verwerk, en gaan ek hom op YouTube sit, en op die manier kan ons die ander familie ook betrek. En dit maak dit so besonder. Daar's 'n tweede rede, hoekom dit besonder is. En dit is omdat ons in die Here se teenwoordigheid is. So my gebed is regtig, dat julle vanoggend in ons saam wees, sal beleef dat die Here vir julle sê, genade en vrede, van God ons Vader, en van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En kom ons begin met 'n lied nummer 464, hy is daar op die programmetjie, O Heer my God, as ek in eerbied wonder in al u werke elke dag aanskou, dan moet ek juig my redder en my God. Kom ons in vers 1 en vers 2 soos ons dit daar het. Driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Here, om vanoggend te kan sing, hoe groot is U? Hoe groot is U? Kan ons gewoon nie uit ons eie krag te doen. As ons vanoggend sing, Here, dat U ons God is, dat U ons redder is,
dan doen ons dit omdat U woord dit vir ons leer. En omdat ons aan die kruis gesien het, hoe oneindig groot U liefde vir ons is. En daarom, Here, al moet ons vanoggend afskeid neem en is ons harte daarom seer. Is daar op 'n vreemde manier 'n loflied op ons lippe. Want nog een van U seuns het huis toe gegaan. Dankie, Here, dat dit vanoggend ons troos is. En dankie, Here, dat ons vanoggend mekaar opnuut daaraan kan herinner, sodat ook wanneer ons op 'n stadium mekaar moet groet, hulle as familie weer elkeen op sy eie pad moet gaan en helaas hulle daar in Nieu-Seeland hulle eie ding moet doen. Dan weet ons, Here, U is 'n getroue God. U sorg. U het nie opgehou toe Teenus sy laaste asemteug geneem het. En daarom, Here, sê ons vir U dankie dat ons hier kan wees, dat ons mekaar aan U genade kan herinner, en dat ons Teenus se lewe kan vier. 80 jaar van genade. Wonderlike herinneringe. Here, aan U alleen kom die eer toe, tot in ewigheid. Amen. Die van julle, baie meeste van julle ken my nou al, julle weet dat ek by 'n diens soos hierdie graag vir die familie vra, is daar nie 'n teks. En ek sê altyd, ek waarsku altyd, ek is altyd bang die familie dink ek is of te lui om voor te berei, of ek ken nie my Bybel nie. So ek waarsku altyd, daar's baie tekste in die Bybel. Maar 'n teks wat ek ontvang, maak dit net soveel meer persoonlik. Nou, voor ek het amper aangebied het, toe laat weet Tannie Marita, ek het 'n teks, ek het 2 liedere. Dis ons soos julle haar ken, haar goed is agter mekaar. Nou, kan ek dit ook met julle deel? Ek is gewoonlik dan nuuskierig, want anders as die apostoliese dominees ken ek mos nou nie my Bybel so goed, soos wat hulle net 'n teksvers kan aanhaal. So dan gaan ek terug na my Bybel toe. En nou wil ek vir 'n oomblik hê, julle moet nou na die foto kyk, want dis soos ek nou Teenus onthou. Dan kry ek nou gewoonlik die prentjie in my kop van die oom of die tannie, en dan lees ek die teks. Vriende, kan ek vanoggend 'n belydenis aan julle maak. Die Here wat ek en jy aanbid is getrou. Want toe ek hierdie teks, Psalm 62 lees, toe is dit asof amper soos 'n inkleurprent, die teks uiteindelik, hoe ek oom Teenus ken, inkleur, tot in die fynste detail. So as ek vanoggend hierdie teks met julle deel, dan wil ek eintlik 'n klomp goed daaroor sê. Ek wil in die eerste plek vir jou sê, ek dink dit is die Here se woord aan julle as familie. Maar ek wil tweedens sê, ek dink amper dis 'n nagedagtenis van oom Teenus aan julle en aan ons. Ek staan vanoggend, hulle het my gevra om hierdie sportdag te open. Ek het nogal so tong in die kies gesê, julle moet net hier by 11:00 sagter, want ons wil 'n gedenkdiens hou. Maar hulle vra my om dit te open vir die afrigters. Hier oor kan die straat speel vanoggend omtrent 600 dogtertjies netbal. En oor 400 seuns speel rugby. Ek staan daar op daai pragtige sportsentrum wat hulle gebou het daar op die balkon. En ek kyk so oor hierdie klomp kindertjies en ek bedoel, julle weet mos nou, as daar 400 seentjies speel, is daar op een slag 400 rugbyballe wat geskop word. Dis hoe dit werk in die laerskool, voor hulle begin speel. En vir 'n oomblik vra ek myself die vraag af, is die lewe nie onregverdig? Hier speel hulle nou. Hier sit ons nou. 80 jaar is soos 'n oomblik verby.
En as jy dan Psalm 62 lees, dan kom jy agter, die lewe is nie onregverdig. Ons was nooit veronderstel om vir altyd te lewe nie. En kan ek dit maar vir julle sê, ek was by oom Tenis in die hospitaal, ek gaan later ietsie daaroor sê. Ons sou nooit vir ewig kon lewe. Ons liggame kan nie. So wat sê daai bonneltjie kindertjies vanmôre wat rondhardloop en gil en skreeu, vir ons wat moet afskeid neem? Dit sê maar nie dit, lewe die lewe. En ek dink dis wat Tenis gedoen het. En julle is die getuies daarvan. Hoe lewe mens die lewe? Jy lewe die lewe omdat jy besef, God gee dit vir jou as 'n geskenk. Jy lewe die lewe as jy besef, God is by jou. Vriende, ek ken baie mense, en ongelukkig is baie van hulle ongelowiges, wat te bang is om op pad te gaan. Want die vragmotors. Hulle is te bang om op vakansie te gaan. Hulle is te bang om geld te spandeer. Want sê nou net, hulle het nie genoeg as hulle eendag te sterwe kom. Ek dink hulle kinders is eintlik baie gelukkig, want hulle erf gewoonlik baie. Psalm 62 sê, die kuns van die lewe is om God te vertrou. Nie net as jy siek is, nie net as jy sterf nie, maar as jy lewe. So, nou is julle al bitter nuuskierig. Kom ek lees nou vir julle Psalm 62. Psalm van Dawid. Net by God vind ek rus. Van hom kom my redding. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek vas en stewig staan. Hoe lank wil julle almal nog beskuldigings bly rondslinger en my probeer doodmaak? 'n Man wat reeds is soos 'n muur wat wil omval, 'n klipmuur wat omgestoot word. Hulle probeer my uitwerk. Hulle skep behaag in leuns, met die mond seën hulle, met die hart vervloek hulle. Net by God vind ek rus, want op hom vertrou ek. Net hy is my rots en my redding, my veilige vesting, sodat ek stewig staan. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Vertrou altyd op hom, my volk. Stort julle hart uit voor hom. God is vir ons 'n toevlug. Mense is verganklik. Mense is niks. Op 'n skaal wys hulle nie gewig nie. Saam is hulle minder as niks. Moenie op geweld vertrou. Roof sal jou niks in die sak bring nie. As jou rykdom toeneem, moenie dat dit jou na aan die hart lê nie. Een ding het ek van God gehoor, het ek God hoor sê, nie twee. Dat net God mag het en 'n mens net op U, Here, kan vertrou. En dat U met elkeen handel volgens sy verdienste. Dit is nie aangrypend. Dawid, en ons ken Dawid se geskiedenis, 'n man wat as 'n jong seun letterlik deur God uitgekies word, wat uiteindelik stelling inneem voor Goliat, bo alle verwagting. Maar in sy belydenis as jong seun, met God aan my kant, het ek niks te vrees. En dan weet ons uit sy lewensverhaal hoeveel kere daar teenstand was, sy eie seun op 'n stadium hom om die lewe probeer bring, Saul hom om die lewe probeer bring, en telkens vind hy rus in God. Ek dink daar is mense wat soms oor die lewe dink, dat as jy God se kind is, moet dit net met jou goed gaan, en enige iets wat met jou sleg gaan, moet mos nou sonde wees. Moet mos God se afwesigheid wees. Ek sê nie is daar vir mense wat so redeneer
vir al hierdie Facebook teoloë wat ons allerhande goedjies wil skryf, dan sê ek altyd, bring vir my een Bybelkarakter met wie dit net goed gegaan het. Bring vir my net een. Ek kon in my lees van die Bybel, kan ek maar sê, in my navorsing met die Bybel, nog nie een gelowige kry wat net voorspoed beleef het. Dawid sê ook nie, vind jou rus by die Here, skuil by die Here, dan sal dit net met jou goed gaan. Nee. Hy sê wel, vind jou rus by die Here, sodat wanneer dit sleg gaan, jy 'n rots het, 'n veilige vesting, om die woorde van die Psalm aan te haal. My ma is nou 79. Jy mag ons blykbaar nie 'n vrou se ouderdom sê nie, maar lyk my as hulle nou so in die kilometers begin aangaan, dan mag jy dit daarin begin sê. My ma is 79. Ons vat haar nou die dag vir haar verjaarsdag uit vir ete. En ek hou my ma dop en ek dink so by myself, genade ma, jy stap amper beter as ek. Nee, sommer nog lekker. Sy by 'n trappie kom, die restaurant waar in Woester waar ons gaan eet, net so 2 lawwe trappies. Vat sy aan die reëling. Hoekom? Want die lewe het daar geleer, jy kan maar lekker stap, maar jy moenie te verwaand raak. As daar 'n ding is om aan vas te hou, hou vas. Toe ons uitstap, toe sy ding nou aan haar verkeerde kant, toe vat sy sommer vir my, en toe voel ek my ouma vat, ek sal moet versigtig wees vir haar. Sy vat my vas. Maar vriende, is my en jou sekerheid geleë in hoe styf ons kan vashou aan God? Want as dit die geval is ek bekommerd. Ek was 2 keer by die hospitaal gewees. Die een keer, toe ek daar was, het ons saam gebid, en die tweede keer toe ek daar kom, die oggend hier, 10:30, toe sit doodstil in die kamer. En Tenis lê daar op sy bed, net so aan die kant toe, lê Tannie Marita, vas aan die slaap. Nou ek's lank genoeg in die bediening om te weet, jy maak 'n mens nie wakker nie. Hoekom nie? Want jy weet nie hoe sy nag was. Dis dalk sy eerste aan die slaap raak. En natuurlik typies die hospitaalpersoneel, en ek weet hulle bedoel dit goed, kom daar enetjie en sê, can I wake them? En ek verstaan genoeg Afrikaans om te weet, Engels om te weet, nee. Ek sê, no, just leave them. En ek vat daar 'n papier en ek skryf 'n briefie. Nou Tannie, ek gaan dit nou sê, die eerste toe Tannie Marita my bel sê, het ek oop mond geslaap. Nee Tannie, ek kan hier voor al die mense sê, jy het nie. Vriende, hoekom vertel ek dit vir julle? Ek vertel dit vir julle om net te sê, ons is brose mense, maar God is onwrikbaar. Vanoggend troos ek julle as familie en ons as vriende, nie met die gedagte, hou vas aan God nie. Ek wil julle troos met die belofte, God hou julle vas. En dit beteken nie ons gaan vir ewig lewe. Dit beteken dat, in die woorde van hierdie selfde Dawid, al gaan ek deur donker dieptes, of soos die ou vertaling waarmee julle groot geword het gesê het, al gaan ek deur 'n dal van doodskade weer, sal ek nie bang wees nie. Want God is my vesting. Dis die rots waarop ek bou. Ek sit en dink die afgelope week toe ek die teks lees, as kind was die Bybel vir my regtig 'n werklikheid. Ek het hierdie ongelooflike voorreg gehad om in 'n huis groot te word by ouers wat regtig die Here gedien het. En my pa, almal wil altyd weet, my pa's nie doen nie. Maar ek onthou dat die Bybel vir my so werklikheid was, dat my regtig klein kindertjie daar in Oudtshoorn, hulle is so 2 keer 'n jaar, het pa die verskriklike lang pad aangedurf, wildernis, net daar by George.
was bitter ver, het was 56 kilometer. Maar op daai uitstapie is daar Kentucky gekoop. Nou meer weet hoe oud is Kentucky al. Ons proe dit ons soms. En dan daar by die lagoon het ek geglo, as die Here vir Petrus kon sê, hy kan op water loop, dan kan ek ook. Ek het die. En ek was baie ligter as nou. Maar die tweede ding wat ek as kind gedoen het, was sandkasteel. Dit was vir my die lekkerste ding om 'n sandkasteel te bou, wat die see nie kan platspoel nie. Ek het dit gedoen toe my kinders so klein was. Ek het dit nog nooit reg gekry. Die enigste sandkasteel wat ek ooit gebou het, wat bly staan het, ek het my broer uitgedaag, maar hy het nie gesien daar so 'n plat rots net so agter ons nie. Toe bou ek my sandkasteel op daai rots en hy het gestaan. Ek kan nie vanoggend vir julle sê ons gaan julle staan hou nie. Ek weet baie van ons gaan vir Tannie Marita sê, Marita, ek gaan by jou kom. Ons gaan nog teeder, ons gaan nog kuier. En vir die familie, man, ons sal met julle praat en ons sal julle bel. Ons kan julle nie staan hou. Maar God hou julle staan. Dis die vesting waarin Ontenus sy geloof gevind en uitgeleef het. En dit, vriende, is die plek, dis die persoon by wie ek my krag vind. En ek wil vanoggend net vir julle herinner, mag julle krag in God vind. 'n God wat nie vir ons sê niks sleg gaan gebeur nie, maar 'n God wat sê niks kan ons uit sy hand trek nie. As ons dan moet sterf, as gelowiges, dan sterf ons met die vreugde dat vanoggend is daar 'n feesmaal en daar's 'n nuwe gas aan die tafel. Dis die belofte waarmee ek lewe. Ek het al dikwels gesê, ek hoop ek raak baie oud, maar dis van nuuskierigheid. Want ek wil graag weet wat my kinders met hulle lewens gaan aanvang. Want al die goeie eienskappe wat hulle het hulle by hulle ma gekry. Dit wat ek vir hulle gegee het, is onbruikbaar. Ek is nuuskierig waar hulle gaan eindig. Ek is nuuskierig oor waarmee ons oor, nou moet ek konservatief wees, 20 jaar gaan ry. Maar ek kan nou ook sterf, want ek is tevrede. Ek weet, daar's vir my 'n plek aan daai tafel. Ek weet, ek gaan baie mense daar ken, en ek weet, ek gaan teleurgesteld wees oor van die ouens wat dit nie gemaak het nie. Dis die belofte van Psalm 63. En hierdie teks is onderstreep in Ontenus se Bybel. Dis hoe hy geleef het. Dis hoe hy gesterf het. Mag ons nie net soos hulle graag by 'n begrafnis of 'n roudiens sê, sy nagedagtenis eer nie. Maar mag ons vashou aan die God waaraan hy vashou. Amen. Ons Vader wat in die hemel is, Here, ons hoor vanoggend hart en duidelik u uitnodiging, kom na my toe, almal wat moeg en oorlaai is. Dawid skryf dit so 'n bietjie op 'n ander manier as hy bely dat u sy veilige vesting is. Dat u die een is op wie sy hoop gefestig is. Vader, ek bid dat Tannie Marita en hulle as familie u as 'n veilige vesting sal herontdek en as 'n veilige vesting sal beleef in hierdie dae. Dankie, Here, dat ons met die wonderlikste herinneringe kan dink en kan onthou wie Ontenus was. Maar meer as dit, Here, dankie dat ons vanoggend kan weet dat hy 'n veilige vesting in sy ewige woonplek by u het. Waar nou aardse liggaam wat hom regtig die laaste klomp maande net ellende gebring, waar hy daarvan ontslae kan wees, en waar hy voluit kan lewe, soos 'n eregas aan die tafel. Ek bid dat dit die troos sal wees, waarmee hulle as familie en ons as vriende mekaar gedurig sal troos. Die Here is ons veilige vesting.
En voordat ons tweede lied gaan sing, gaan ek eers vir Jan geleentheid gee om namens die familie 'n paar bedanktings te doen. Môre julle. Ja, die familie het graag net so die bedankings doen en dan nou het die seuns elkeen net so iets vir 'n pa geskryf. Ines, hy sit daar in Nieu-Seeland. Ek kan nie wees nie. Hy het geskryf, as ek dink aan pa se lewe, dan laat herinner dit my aan die volgende vers wat lees. Dis Matteus 15 vers 5 vers 14 tot 16. Julle is die lig van die wêreld. 'n Stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstand en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn dat julle goeie werke kan sien, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Vir my was pa soos 'n lig gewees wat deur sy lewe vir ons 'n voorbeeld gestel het hoe om te leef. Ek kan net dankie sê vir leierskap wat pa vir ons gestel het. Dankie vir die geduld wat pa getoon het. Met wat ons ook al wou doen. Dankie vir die raad gee om daar te wees vir ons. Dankie vir die voorbeeld wat pa vir ons gestel het oor hoe om te leef. Laastens, hoe om alles te doen met integriteit en met liefde. Vir ma, dankie deur die laaste tyd om daar te wees en pa met al by te staan. Ons is lief vir ma en ons is altyd hier vir ma. Liefde, ons baie liefde en ons sal pa mis. Mis julle almal, Ines, Liesel, oupa se kleinkinders, Gisel, Lara en Isla. Wat is dit? Ayla. Dis nie Nieu-Seelandse. Sjaal, brief aan pa. Om mee te begin wil ek die Here dankie sê om vir my 'n goeie pa te gee. Pa, ek weet daar's niemand wat pa se plek in my hart kan inneem of ooit 'n beter pa vir my sou gewees het nie. Dankie dat pa altyd daar was vir my en so goed groot gemaak het. Dankie vir alle liefde, ondersteuning en geduld met my. Dankie vir 'n goeie voorbeeld en dat pa so mooi gekyk het na ma, Bertha en Ines. Nou moet ons na mekaar kyk. Altyd in my hart, baie liefde, Sjaal. En dan Roberto, hy is die oudste, as ek dit reg het, né? Ja, meteen is het my reg my vertel van Bertha, hoe hy groot geraak het, hoe groot gemaak het. Vandag groet as iemand wat verstaan het, iemand wat vertrou het en iemand wat geweet het dat ons elke dag moet lewe. Nie net omdat ons moet nie, maar omdat ons kan. Ons groet iemand wat elke dag gesien het, met soveel meer as net sy oë. Pa se stories wat meer is as net stories. Pa se voorbeeld was meer as net 'n voorbeeld en pa se lewe was meer as net 'n lewe. Alles omtrent pa was besonder en pa sal vir altyd deel wees van die besluite wat ek neem en die tree wat ek loop. Nie omdat 'n deel van pa se eienskappe in my is nie, maar omdat so 'n groot deel van pa se hart in my is en altyd sal wees. Liefde, Bertha en Belinda. Okay, en dan die seuns, ek het nie met Ines gepraat nie, maar hulle wil net vir hulle ma van iets sê. Ma, net baie dankie sê vir ma. Vir die 55 jaar dat ma en pa vir ons 'n perfekte voorbeeld in die huwelik was. Dankie dat ma altyd vir pa bygestaan het, alles wat hy aangepak het. En dankie ma vir die omsien na pa die afgelope paar maande en veral net voordat hy siekeboeg toe is. Dankie ma vir al die liefde en omgee vir ons kinders en vir pa. Ons is lief vir ma. Okay, dan is daar net 'n paar bedankings. Ek dink as ons iemand uitlaat, moet ons maar so doen, so. Okay, ons wil net die afdeling B by die huis, afdeling B, as ek reg het nie. Die suster en die personeel vir die goeie behandeling wat kennis ontvang het. By die hospitaal is dit afdeling A, die apotheekkamer, dokters en verpleegpersoneel wat hom so mooi versorg het en dat dit vir hom so gemaklik moontlik gemaak het. Vir Dominee Frank en Dominee Anton vir besoeke en bemoediging. Dominee Anton vir die hantering van die diens, baie dankie. En dan vir die bestuur en die kombuispersoneel van die huis
vir die gebruik van die kapel en die verskaffing van die verversings na die diens. En dan dankie aan Afpop vir hulle diens en die hantering van die reëlings. En dan wil ook net die familie en al die vriende wat gekom het. Baie dankie sê vir die ondersteuning en die belangstelling en die teenwoordigheid die vandag. En dan vir Dominee Anton en vir Daleen, wil ook maar net baie dankie sê vir die maak van die video. Ja, soos ek sê, as daar iemand uitgelaat is, dan moet jy geskoon. En dan nooit aan die Marita en kinders maar net vir julle uit vir 'n koppie tee en verversings na die diens, net hier omstaan. Ja, namens die familie, baie dankie vir die bedankings en ook vir die lees van die briefies. Ek gaan vir ons die begrafnisformulier lees. Daarna gaan ons laaste lied sing. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik dat omtenis deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde groot verlies is waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart sal verlig, dat hy ons met liefde en krag bystaan en dat hy verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En deur sy opstanding het Jesus die dood oorwin en kan ons as gelowiges uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou ander? En daarom treur ons wel, maar nie soos ander mense wat geen hoop het nie. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering en sy kind tot 'n nuwe toewyding. Jesus het vir ons aan die kruis gesterf, sodat ons nie vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom bely ons saam met Paulus, as ons lewe, lewe ons tot eer van die Here. As ons sterwe, sterwe ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Kom ons sluit af met die oorwinningslied. Julle sal sien net die eerste 2 versies is daar op die papier gedruk. Kom ons sing daar die 2 versies. Gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees en elke dag by julle bly. Amen. Ek dink herhaal Jan se uitnodiging namens van die Maritale. Dit groot waardering vir elkeen van julle wat hier is. Ek sal graag saam met julle op die tee wil geniet.